Our convention also. Oh, she will be here tomorrow night. Well, praise the name of the Lord. So God bless you. And feel at home now in our midst, and all these are your friends. Real good friends, see? Don't sit now before we pray. But you stand and be real good now. Hallelujah. And let God move. Praise the Lord. Dankie, broer Joseph. That's so nice. Both Brother Joseph and Dis so gaaf van beide julle en broer Joseph. Nou laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. Oh Lord, with such a feeling and a welcome to O Here, met so 'n gevoel en verwelkoming by 'n kerk onder u mense, sou dit vir my moeilik wees om die regte woorde te vind om my gevoelens uit te druk. But I know that thou can make each of them understand and know just how Maar ek weet dat u elkeen van hulle kan laat verstaan en weet net hoe ek hulle bedank en so dankbaar teenoor u vir my vriendskap in Chicago. I pray, Lord, that you bless this Ek convention. bid, Here, dat u hierdie konvensie sal Let seën. this be a Laat different hierdie net 'n ander konvensie than wees what we as wat have had. ons gehad het. Make it in the same manner but greater. Maak Lord. dit op dieselfde May there manier, just maar be groter, something that Here. we'll sit Mag daar down net iets wees wat by ons the langs die side of the brandende burning bos sal bush sit and listen to what he has to say to us during this time. luister na wat hy vir ons te sê het gedurende hierdie tyd. For we Mag know ons that op he hom is our wag, want ons strength weet dat and hy our ons life. krag en ons lewe is. We thank thee for brother Ons Joseph. dank u vir broer Joseph. So bly dat u hom altyd weer teruggebring het en hom groot dienste gegee het en vir al die siele wat hy instrumenteel was om na u toe te bring. En die predikers wat gehelp is, die groot kerk van die lewende God in ander lande. Want ons glo waarop o God dat dit nie lank sal wees voordat ons hom sal sien wat ons liefgehad en verlang het om te sien. The great ransom church of God will stand redeemed. Die groot losgekoopte kerk van God verlos sal staan in sy gelykenis. O vir daardie dag wanneer die bassein sal blaas en die dooies begin opstaan. And we're caught up with them to meet Ons the Lord in the weggeraap air. word saam met hulle om die Here in die lug te ontmoet. Ons verlang na daardie groot gebeurtenis. Help ons Vader in die tye van hierdie dienste nou om soos ons onder die koelte boom sit as ware in die skool, help ons om meer van u te weet, sodat ons van hierdie konvensie kan gaan beter toegerus as wat ons was toe ons ingekom het. Maar ons vra dit in Jesus naam. Amen. Be seated. Mag maar sit. I like to say this, that in our conventions we usually try to get a big auditorium, but now as we were not sure before a couple of weeks ago that our brother Branham would come, and this is the time of the closing of all the schools, it has made it close to impossible. This may handicap us a little bit, but I trust we all will have patience, and if you know the reason, I'm sure you will have patience. For Sunday evening we have been able to secure a much bigger and better auditorium. Not nicer, it couldn't be nicer than this, but we'll have better space and we can get the people in. But I hope you all will have a little patience and overlook this thing. Now I have confessed and you have forgiven, and now you just have to be good. See? Okay? Goed, daar We are taught that ons all word things geleer work dat alles together ten for goeie good to meewerk them that vir love hulle God. wat God liefhet. It is true Dis that I waar was dat ek supposed veronderstel to be was om in the in die Isles Fiji at this time. eilande te wees But op under hierdie some tyd, difficult, maar onder I een had of to ander moeilikheid postpone moes it, ek and dit then uitstel immediately en I toe het called ek Brother dadelik Joseph vir and broer told him Joseph that I gebel would en vir be hom able to gesê come dat on ek to Chicago Chicago. toe sal kan kom. And it, as usually, so is it now. It's always a great En dit soos gewoonlik so ons dit nou, dis altyd 'n groot plesier vir my om na Chicago toe te kom. Ek dink dis die middelpunt van die volk en sonder twyfel een van die groot sentrums van die wêreld. And Chicago has needed a revival for a long time. In Chicago het herlewing nodig gehad vir 'n lang tyd, 'n ware ontwaking. En dit was op die hart van groot predikers om hierdie herlewing te hou. And it's just like other En dis net cities soos all ander over the stede world, reg it's oor die sinful wêreld. and needy Dis of a sondig en het revival. herlewing nodig.
A few days ago I was Paar dae gelede down in het the ek city. afgegaan in die stad en I'm ek a is 'n Southerner suiderling by van birth, geboorte. and I just like En ek to hou net speak to daarvan om met people mense te wherever I praat see waar them. ek hulle ook al I sien. was taking En account ek het just net of, rekening gehou met it's customary in the South that we speak to one another, whether dis you die know one gebruik in another die or syde not. dat We're human ons beings met and mekaar we're just praat of jy nou traveling through the mekaar world. ken of nie. Ons is And we mense en like ons to reis bid net each deur die other wêreld the- en ons hou the daarvan om speed of mekaar the te day. Good groet en morning te to sê you. goeiemôre vir jou of iets. Well, you cross that Ohio Wel, River, jy you steek find daar a hierdie difference Ohio right now. rivier oor, vind jy sommer Just dadelik 'n that verskil. Net river daar makes die a difference. rivier maak 'n verskil. And En ek was in die middestad I en my was vrou het vir my downtown gesê, and my "Waarom wife said praat to jy me, met "Well, why daardie are you mense? speaking to those Hulle people? They praat don't nie speak met to you. jou nie, Some of them party look van like hulle they lyk could asof run hulle through you." deur jou kan loop." Well, I said, you know, God's people. Wel het ek gesê, jy weet God se mense is in die minderheid. Maybe 10%. Ek het gesê dis miskien But I said, 10%. if I Maar ek speak het to gesê everybody, as ek then met I almal know praat I'll dan hit weet that ek sal 10% daar die somewhere. 10% iewers tref. Dis But I like to be friendly. I like to make everybody. maar ek hou daarvan om vriendelik te wees. Ek hou daarvan om almal wat ek ontmoet te maak asof ek hulle ken. Ek weet partymal kyk hulle baie snaaks na jou en staan en kyk in die straat af. Wonder what's the matter with you, as if there was something wrong. Wonder wat fout is met jou asof daar iets I've been born verkeerd again of the is. Spirit Daar of is. God. Ek is wedergebore uit die Gees van God en dit maak 'n persoon soort van 'n bietjie eienaardig. Ek is so bly ek het dit gevind. Een aand hierdie week as die Here wil ek daaroor praat. Wat dit beteken om wedergebore te wees. En so ons is bly om hier te wees om by hierdie konvensie aan te sluit. Ek reken hierdie is omtrent 3 of 4 agter in volgende jare wat hierdie konvensie my laat preek. 4de jaar. En ek is dankbaar teenoor hierdie my broers en teenoor al julle mense wat so goedhartig is. En nou die kerk hier, ek dink gewoonlik so, ek hoop dat as ek verkeerd is, die Here my sal vergewe, maar ek voel asof jy 'n beter diens in 'n kerk kan hou. Want in hierdie groot auditoriums se dinge, hulle is goed om die mense sitplek te gee, maar ek hoop dis nie 'n bygeloof nie, maar dit lyk altyd vir my daar is soveel boosheid wat in daardie plekke aangaan. Gevegte en dobbel en whisky en dit word net 'n plek waar bose geeste uithang. En by 'n kerk bly die Heilige Gees soort van daar rond. En ek hou daarvan om te gaan daar waar die Heilige Gees is. Ek voel meer tuis, julle weet, om daar te wees waar die Heilige Gees is en veral waar die kerk ook al is natuurlik. Bring hulle die Heilige Gees saam met hulle, ons is dankbaar daarvoor. Nou, ek wil nie julle elke aand vermoei om julle lanktyd te hou nie en soos ek weet is dit soort van my gewoonte. Ek so stadig, dit neem my 'n lang tyd om te sê wat ek wil sê. Ek hou altyd daarvan om die waarheid te praat. Ek hoef nie meer daaraan te dink nie, julle weet, want ek het die waarheid gepraat en dan hoef ek nie terug te trek nie. As jy iets verkeerd sê, moet jy alles dophou wat jy sê, want jy sal dalk een of ander tyd moet terugtrek. Maar as jy net jou tyd neem die waarheid praat, vergeet dan daarvan, want dis die waarheid en dis. As jy ooit moet terugkom, weet jy net wat jy gesê het, want dis die waarheid. My pa het vir my gesê om dit altyd te doen, het gesê, vat jou tyd en praat die waarheid en jy sal nooit hoef terug te trek nie. Wel, dis goeie filosofie. En so sal ek probeer om julle te laat uitkom elke aand. Ek het 'n bietjie vroeër gekom, maar ek dink my goeie vriend Broer Joseph het geskakel en het gesê om hier te wees teen 4:15. Nou miskien môre aand 'n bietjie vroeër. En ek dink ons behoort een aand te genesings aan te hê gedurende hierdie tyd. Dink julle nie almal so nie? En nie preek nie en bid vir die siekes, want daar's gewoonlik 'n klomp siek mense by hierdie konvensies. Kom ons sê ons sal Vrydag aand vir 'n genesingsdiens gee. Hoe sou julle daarvan nou? Goed, dit sal goed wees. Goed, meneer. En dan Saterdagoggend dink ek is ek veronderstel om vir die Christen sakemanne te preek, dis reg, by die ontbyt. En ek's altyd wanneer Vrydagoggend en Saterdagoggend is die Christen sakemanne. Wel, dit sal goed wees. En dan Sondag aand dink ek het Broer Osborne sy pragt of film. O, Sondagmiddag, goed, nog 'n diens. Sien hoe hy my daar vas het. Sien, goed, dis dan Sondag aand. En nou gaan ons net 'n bietjie uit die woord lees en reg daarin inkom vinnig.
En onthou nou wat ons probeer doen, broer, suster, ons om na die huis van God te kom as 'n plek van teregwysing. A place where we sit and feed on the word of God. Plek waar ons sit en voed op die woord van God en anders uitgaan. I believe it was in Finland, coming down the road where stop and there's a bunch of Ek little dink Finns dit that was been in Finland op pad cutting the waar ons gestop het grain. en daar was 'n klomp van die vinne wat die koring gesny het. En daar was iemand het uitgekom om water te bring vir hulle middagete wat hulle onder 'n boom geëet het. Ons het gestop en 'n paar pamflette uitgedeel en gebid en begin praat oor die Here. En 17 mense het die Heilige Gees onder daardie boom ontvang. Net daar. Deur net daar te stop en net 'n bietjie evangelie waarheid te versprei en aan mense met honger harte. En ons vertrou dat hierdie konvensie sal beteken dat vir elke persoon wat nie die Heilige Gees ontvang het nie, dat hulle dit sal ontvang gedurende hierdie tyd. Now, I want to take for a subject tonight. Nou ek wil vanaand vir 'n onderwerp neem uit die 19de hoofstuk van 1 Konings en die laaste 5 letters. Or last 5 words rather of the Of 5 laaste woorde liewer van die 9de vers. Wat hoor jy, Elia? En dit sou ons nie seer maak om weer met hom te praat in gebed terwyl ons hoofde buig nie. Lord, may our hearts be open tonight to hear the word of the Lord. Here, mag ons harte oop wees vanaand om die woord van die Here te hoor. En mag U nou kom en ons neem en ons lippe besny en ons harte en ons ore. And let the Holy Spirit just speak into us the thing that He would have us to know. En laat die Heilige Gees net die ding in ons spreek wat Hy wil hê ons moet weet, dat ons God mag ken en God vrees en God lief hê en God dien met alles wat binne ons is. Want U ken ons swak liggaam en ons samestelling. Ons sou vra dat U elke sonde wat ons gedoen het, sal vergewe. Maak ons eerlike, toegewyde Christene, dat ons sou sout mag wees, dat die ongelowiges sou dors om soos die kerk van die lewende God te wees. Skenk dit, Here. Praat nou met ons soos ons verder op U wag. In Jesus naam bid ons. Amen. It had been a red-letter day for the prophet, but he was very tired. Dit was 'n rooi letter dag vir die profeet gewees, maar hy was baie moeg. Hy het geword daardie dag een van die grootste profete van die tyd. Want hy het een van die mees uitstaande wonderwerke gedoen wat al gedoen is. En eerlikwaar, ek glo nie dat daar ooit 'n tyd was wat God sy wonderwerk net op so 'n manier gedoen het nie. Maar hy was moeg en hy was uitgeput. En gewoonlik wanneer dit gebeur na 'n groot ding, hou dop vir die vyand. En dit was toe sy senuwees heeltemal op hol was en hy net op die punt was om in te gee in elk geval 'n ineenstorting te hê. Dit was toe wat Isabel opgetree het. En dis die triek van die duiwel. Alle Christene weet dit. Elke man of vrou wat ooit 'n groot ondervinding in Christus gesien het, weet hoe waar dit is. Kyk na ons Here, na sy groot aardse kroning toe hy gedoop is in God die Heilige Gees uit die hemel neergedaal het in die vorm van 'n duif in sy tabernakel gevul het. Onmiddellik is hy in die woestyn ingeneem vir 40 dae en is deur die duiwel versoek. Ek glo dit was Paulus wat nadat hy van die derde hemel gepraat het, toe dadelik gepraat het van die doring in die vlees. En enige pastoor se vrou weet om hom maandag dop te hou as hy 'n groot dag op Sondag gehad het, want hy's jy beter om net laat slaap, reken ek maandagoggend, sal die beste ding vir hom wees om dit af te slaap. En dis 'n goeie ding, want dis wat God vir Elia laat doen het, dit soort van laat afslaap.
when God's doing something, Maar Satan dit is wys wanneer always God present iets to doen, block Satan it or altyd to teenwoordig tear is om it dit down te or do blokkeer, what he can. of om dit af te breek, of te doen wat hy kan om dit te onderbreek. And he was worn out, his nerves were all on the En hy was edge. uitgeput, sy senuwees was heeltemal by breekpunt en net soos die mense vandag, ons het 'n besembos nodig. I preach to tired people, nervous people. Ek preek vermoë mense, senuweeagtige mense, bid vir senuweeagtige mense. En dis 'n senuweeagtige, neurotiese, ontstelde wêreld, net nou waarin ons lewe. Everybody's just on the edge, as to say. Almal is net by die breekpunt om te sê of om te praat, asof net enige dingetjie hulle so ontstel. God's people is that way. The world God se is mense that is so, way. die wêreld is so. We all Ons het need almal 'n juniper tree, a besembos place nodig, to 'n rest. plek om te rus. I trust that this convention will be a juniper tree. Ek vertrou dat hierdie konvensie 'n besembos sal wees. The insane institutions are filling up. Die The hospitals inrigtings are vir filling up, kranksinniges word vol, and die juvenile hospitale word crime is vol, on the rampage, en jeugmisdaad and is we're aan die living in toeneem. a terrible En time. ons lewe in 'n verskriklike tyd. And men are trying to drink it away with whiskey. Mans probeer dit wegdrink met whisky, Or they're trying to of play hulle it off probeer with dit cards. wegspeel met kaarte. Or laugh it off with a joke. But what we need is a juniper tree. Of dit aflag met 'n grap, maar wat ons nodig het is 'n besembos. Plek waar ons kan stil word voor God. Now there's three stages of this we want Nou to daar's talk 3 about. stadiums Mount hiervan Carmel, waaroor the ons wil juniper tree praat. and the cave. Berg Karmel, die besembos en die grot. The prophet's nerves were all upset, for he was just coming out from under the Die anointing. profeet se senuwees was heeltemal op hol, want hy pas uitgekom onder die salwing. Dat hy daarbo was vir 'n lang tyd en God het vir hom gesorg. Ek hou daarvan. God had taken care of his servant and had fed him the God het crows. gesorg vir sy diensknegt en het hom gevoed deur kraaie en het gewag vir die tyd om te kom en hom by Krit water gegee. But now, after the great Maar nou, miracle nadat die had groot been wonderwerk performed gedoen and is en Elijah Elia was coming uitgekom out het from onder under die the salwing, anointing, senuwees by breekpunt. oh, how I know how to Wow, ek sympathize weet with om him. met hom te simpatiseer. My hart het altyd gebloei vir Elia toe ek gedink het aan onder die salwing van die Heilige Gees, om die vuur vanuit die hemel af te roep en wonderwerke te doen. En wat hom meer ontsteld het as enigiets, dat Isabel en haar groep die wonderwerke geïgnoreer het. And they do it again today. En hulle doen dit weer vandag. God performs Wanneer God wonderwerke doen, verander dit nie die ongelowige nie. Hy spot net daarmee. Elijah had did these things in the name of the Lord. And Elia het hierdie dinge gedoen in die naam van die Here en Isabel het selfs gedreig om sy lewe te neem. Sy het gesê, laat my wees soos een van die profete van Baal wat hy laat doodmaak het. As sy nie sy kop afgekap het voor dieselfde tyd die volgende dag nie. Dit maak net die duiwel kwaad. En Elia het gedink daardie bose vrou sou sekerlik haar opinie verander. Maar julle weet, God roep net sekere mense en Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. En ons wonder partymal wanneer ons gepreek en gebid en gevas en gehuil en dan die resultate van 'n herlewing gesien het, dan om te sien dat die bose stede net hulle rug draai en dit bespot, koerante dit as fanatisme veroordeel. Don't think it's strange because it's happened all through the ages. Go away and say Moenie dink dis vreemd nie, want dit het al deur die eeue heen gebeur. Gaan weg en noem hulle een of ander groot vulgêre naam of noem hulle een of ander soort naam wat hulle nie genoem behoort te word nie. Net iets om die werke van God af te maak. So die rede waarom ek dit sê, dat mans en vroue wat God glo en die werke van God gesien het, en ons wonder hoekom Chicago nie 'n herlewing het nie, dis die antwoord. Chicago sal nooit 'n herlewing hê of Amerika sal nooit 'n herlewing hê totdat God dit stuur nie. En hy het hierdie volk geskit met tekens en wonders en wonderwerke en hulle loop die heeltyd weg daarvan.
that Jezebel had. Met dieselfde motief wat Isabel gehad het. Ek sou hulle koppe afkap, ek sou hulle kerke sluit as hulle dit kon doen. Ons het nog steeds grondwetlike regte. Die wet hou nou hierdie deur oop, dis grondwetlike regte. But Elijah was weary. Maar Elia was moeg en hy het depressief gevoel. En toe Isabel hierdie dreigement gemaak het, het dit hom amper 'n senuwee-instorting gegee. You see, some people think that God's prophets ought to Julle sien, party mense dink dat God se profete aan mekaar die heeltyd moet uitbulder. Maar God wil hê hulle moet wegkom. You know, there's some of us eat. Julle weet daar's party van ons wat eet en nooit oefen nie. En ander oefen te veel en kry nie 'n kans om te eet nie. Ons sit in hierdie konvensies en eet die woord van God en die goedheid van God, gaan dan selfversekerd en tevrede uit en daardie sê nooit niks daarvan. Ons behoort uit te gaan en daardie energie en daardie getuienisse te gebruik tot die eer van die Here Jesus. Julle weet, baie mense dink dat die profeet behoort te gaan soos 'n vuurpyl. As hy gaan soos 'n vuurpyl, sal hy ook so vinnig soos 'n klip val. Vandag het ek opgekom van Jeffersonville af en ek het na die radio geluister dat hulle 'n Sputnik probeer skiet op iets miljoene dollars per jaar spandeer om Rusland te probeer klop om by die maan te kom. Geen wonder ons is 'n klomp neurote nie. Wat het ons by die maan te doen wanneer ons nie kan sorg vir wat ons hier onder het nie? Ons kan dit nie beheer nie. Maar julle sien, dis alles 'n wetenskaplike set. God word heeltemal uit die prentjie gelaat. Paar manne het een keer tevore probeer om 'n toring te bou om weg te kom van die aarde. En God het hulle net nie enige eendragtigheid gegee nie. En ek dink manne vandag wat hierdie torings probeer bou om by die maan te kom, hulle sit nou daar oor met allerlei soorte konferensies met geen eendragtigheid nie. Hulle kan nie mekaar se taal praat nie. Daar's een taal wat ons almal behoort te ken en dis die taal van God, God se liefde vir mekaar, 'n broederskap onder die mense. Wanneer ons daardie soort van 'n toring leer, daardie soort taal, sal daar 'n toring afkom uit die hemele wat ons almal sal wegneem na die heerlikheid, wat Jakob se leer sal wees waarteen God ons almal eendag sal laat opklim. Hy was opgemat en moeg, maar God het omgegee vir sy profeet. Ek dink aan die goedentierenheid wat God aan Elia bewys het toe hy hom buite uitgeneem het onder die boom. En sy uitgegaan het uit sy eie provinsie oor na 'n ander provinsie en daar het hy sy dienskneg agtergelaat. En toe verder in die oerwoud ingegaan, ver uit in die wildernis in na 'n bestemde plek toe. Ek glo daardie besembos is daar in die grond gesit vir daardie einste doel. God het hom neergelê onder die besembos en hom laat slaap sodat hy ruggie kon rus. En toe het hy geweet hy was honger en hy het hom wakker gemaak. 'n Engel het hom aangeraak en daar was dit broodkoeke gebak en wat op die kole lê. En hy het die broodkoeke geëet en weer aan die slaap geraak. Hy moes regtig moeg gewees het. Daardie herlewing en daardie wonderwerke wat hy gedoen het en die bonatuurlike op hom, hy was uitgeput. En toe het die engel hom 'n rukkie laat slaap en hom toe weer wakker gemaak. En gesê, eet nog, want die reis is baie uitputtend. Hoe dat ons in hierdie reis waarin ons nou is, nodig het om 'n plek van rus te vind en om te smil aan die woord van God. Sodat dit ons krag sal gee, aand na die kamer toe gaan en rus en die volgende oggend vars terugkom en meer eet. Want daar lê 'n groot reis en 'n groot stryd vir die kerk voor. Ek glo dat ons lank genoeg kinders was. God gaan sy kerk nou in manlikheid verander. En ons het gespeel en baljaar as kinders, maar nou gaan ons die dinge van kinders agterlaat en manlikheid, volwassenheid aanneem.
I believe it was Paul that said when I was a child, I spake as a child, because he thought as a Ek dink dit was Paulus wat gesê het, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, want hy het gedink soos 'n kind. Maar dis tyd dat ons nou begin dink soos mans en vroue, want ons moet begin werk. En ons vind toe die profeet wat aan die grot toe kom. Ek wonder net watter soort vitamien was daar in daardie broodkoeke wat hy geëet het. Dit het hom in 'n goeie toestand gehou vir 40 dae. Kan julle nie voorstel, die wetenskaplikes van hierdie dag sal graag een van daardie roosterkoeke wou neem en dit ondersoek onder by die laboratorium uit te vind hoeveel chemikalie daarin was en hoeveel vitamiene nie. That could keep a man in good strength for 40 days walking. God still got a laboratory full of them. Dit kon 'n man sterk om 40 dae te loop. God het steeds 'n laboratorium vol van hulle en hulle is vir reisdoeleindes. And when we find him now in the cave, way back, pulled up in a cave. En wanneer ons hom nou in die grot kry, ver agter in 'n grot ingegaan en God wou met hom praat. And the Bible said that there was a great mighty wind went by and then a Die Bybel het gesê dat daar 'n groot sterk wind verbygegaan het en toe 'n aardbewing en toe 'n groot oopskeer en 'n skudding. Maar Elia het net stil gesit. And after a while there was a still small voice spoke. En naderhand was daar 'n stil klein stemmetjie wat gespreek het. En Elia het erken dat dit God was en hy het die mantel oor sy gesig gesit en uitgestap op hom te ontmoet. I wonder if we, the church, hasn't listened to too much. Ek wonder of ons die kerk nie geluister het na te veel rukwinde en donderweer in die bloed en weerlig totdat ons nie daardie stil klein stemmetjie hoor nie. En dis nou tyd om terug te kom daarna toe. It never struck Elijah. Elijah was one of Dit het Elia nooit getref nie. Elia was een van God se arende. Hy het agter in die grot gesit en luister na al daardie goed wat verbygaan. And yet God was doing it, but he wanted something En tog better. het God dit gedoen, maar hy wou iets beter Elijah hê. was his eagle. Elia was sy arend. Ek het altyd van daardie liedjie gehou. They that wait upon the Lord shall Hulle wat renew op die their- Here wag, sal hulle krag hernie. They shall mount up with wings as an eagle. Hulle sal opstyg met vlerke soos 'n arend. And there's a certain En verse daar's in 'n that sekere says something vers like daarin wat iets soos hierdie sê. this. Teach me, Lord, to Leer wait my Here when om te hearts wag are wanneer harte aflame. aan die brand is. Let me humble my pride and call Laat my thy trots name. laat vaar en die naam aanroep. Teach me not to rely Leer my on om nie what staat te others maak do, op wat ander doen nie, but wait in prayer for a still small voice maar from te thee. wag in gebed vir 'n stil, sagte stem van U. We American people, Ons Amerikaanse mense, ons hou van groot dinge en baie geraas. Hoe anders, different, how it backfired hoe on. dit ons nie berou nie. This was a little thing, small thing, and quiet. Hierdie was 'n klein dingetjie, geringe dingetjie en stil. Julle weet, Amerikaans hou daarvan om te koloniseer. Big things. Go Groot to the dinge big saam met die things. groot kerk te gaan. Do the big things, the biggest crowd. Die groot dinge te doen, die grootste skare is die een wat die meeste aandag kan trek. Born in us to Dis do net that. in ons ingebore om dit te doen, maar hoe ons bewys het dat ons God gemis het. Waar daar soveel geraas is. I believe in noise. I certainly do. Nou, ek glo in geraas, ek glo beslis, maar dis nie dit nie. Elia het geweet dat God die geraas gemaak het, maar hy het gewag vir iets anders. God, laat my wag. I don't care who has the biggest revival. and- Ek gee nie om wie die grootste herlewing het en wie die grootste skare lok op enigiets van die grootste kerk of die grootste denominasie nie. Laat my wag tot ek daardie stil klein stemmetjie hoor. I've wondered if we haven't took Ek het gewonder of ons nie soveel tyd geneem het om Methodist en Baptist en verskillende denominasies te wees tot ons nie daardie stil klein stemmetjie hoor nie. For we can look at our churches declining and Want ons kan kyk na ons kerk wat agteruit gaan en broederskap wat breek en die dinge wat plaasvind en ons sien iets het verkeerd geloop. En tog het ons winde gehad en reën en vloede en al die res. But where is that still small voice? Maar waar is daardie stil klein stemmetjie? They look for the big thing. The one who can put up the biggest tent.
Hulle soek na die groot dinge. Die een wat die grootste tent kan opslaan, die een wat die grootste kerk kan bou. En ons Pinkstermense het so 'n punt bereik. En as ons na diens toe gaan en almal hardloop nie op en af in die paadjies en praat in taal en spring oor die sitplekke nie, het ons nie 'n diens gehad nie. So ons betaam om stil te sit totdat ons iets uit die hemel hoor, 'n stil klein stemmetjie. Ons het apostoliese leer nodig, apostoliese krag. Daardie apostoliese krag is nie heeltemal geraas nie. Dis die Heilige Gees en die liefde van God wat ons een maak in Christus Jesus. Mense hou daarvan om te koloniseer, sektes te maak, denominasies te vorm. Hulle gaan daarin en verberg hulle eie sondes. Ek behoort aan so en ek behoort in hierdie kerk, dis die grootste kerk. Geen nie om hoe groot dit is nie, daar's een ding wat sonde verberg, en dis die bloed van Jesus Christus. Ons hoor soveel vandag van 'n God wat 'n goeie God is. Hy is. Maar hy's 'n God van toorn ook. Hy's 'n God van oordeel, hy's 'n God van geregtigheid. En sy heiligheid vereis geregtigheid. Dit betaam God om regverdig te wees, want hy is heilig. Hy oordeel en veroordeel, net soos wat hy seën. Maar vandag het ons gedink, omdat ons 'n klomp geraas kan maak, of 'n groot denominasie maak, of iets groot en raserig doen. Hier op straat uitgaan en 'n orkes of trom slaan en 'n klomp mense dit sal volg, omdat dit geraas maak. Ek glo Paulus het een keer daarna 'n verwysing gesê, soos 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal. As ons al hierdie dinge het en nie die liefde van God daarmee gemeng het nie, is daar niks daaraan nie. Laat ons nie hierdie konvensie verlaat met 'n gewone Pinksterdiens nie. Laat ons hierdie konvensie verlaat as dit die wil van God is, met soveel liefde en goddelike krag van die Heilige Gees in ons lewens. Totdat elke motief verander wat ons het, hulle vorm en ons lewens vorm in die vorm van Jesus Christus. Neem dit, my broer en suster. Ek het die kerk lief, ek het dit so lief dat ek ywerig is daaroor. Mense dink ek veg teen die kerk, ek doen dit nie. Ek probeer net die kerk wys op 'n geheim wat hulle behoort te weet. Dat ons nie soveel gaan vir die groot dinge nie, want hulle sal faal. Julle weet, ons kyk na groot dinge, ons dink groot dinge kry dit gedoen. As ons 'n paar groot goeie skole kan kry, wat het ons skole hierdie jaar opgelewer? Het julle gesien waar 'n klomp van ons godsdienstige skole gereed is om te sluit, as gevolg van perversies, verdraaides, homoseksueles in ons skole? Wat die mense vandag nodig het, is nie kolonisering en groot bewegings nie. Ons het nodig godbel individue. Mense is bang om te praat, hulle is bang om standpunt in te neem. Hulle moet iets agter hulle hê om hulle te ondersteun, een of ander groot denominasie of organisasie of een of ander groot groep. Wat so mans, God geroepe man, het die Heilige Gees agter hom nodig om hom te ondersteun. Jy staan alleen. Vandag, ons sal dit nie doen nie. Ons staan as 'n organisasie, ons staan as 'n beweging, ons staan as dit, dat of die ander. Maar God wil hê mense moet individue wees soos Elia was. Hy was die enigste een wat oorgebly het sover geweet het, maar hy het gestaan vir die regte beginsels. Geraas en die skuddings het hom nie geplan nie en het gewag tot hy daardie klein stil stemmetjie gehoor het, toe het hy geantwoord. Ons kan byeenkomste reg oor die land hê, ons kan groot stadions vol mense hê, ons kan allerlei dinge hê wat aangaan. Dit sal nooit help totdat God individueel met die menslike hart praat nie. Die enigste ding wat die mens sal verander, dis die enigste ding wat hom sy eie gesig sal laat bedek en in die teenwoordigheid van God instap. Kerk het dit nodig, vriende. Dis die soort konvensie wat ons wil hê.
Iemand het 'n tyd gelede gesê, broer Branham, die enigste ding wat fout is met jou dienste gesê, wanneer die Heilige Gees jou salf en jy sien visioene, dan glo ons jou, maar daardie ou koue formele prediking wat jy het, wel as die Heilige Gees visioene kan wys, is dit dieselfde Heilige Gees wat die res sê. God will not do it. We need correction. Oh, we need to get back. God sal dit nie doen nie, ons het 'n regwysing nodig, ons moet terug gaan stil bly en luister, totdat iets binne in ons gebeur, 'n stem uit die hemel spreek. Maar ons wil een of ander soort ondersteuning hê. 'n Man dink omdat hy 'n prediker geword het, as hy nie na een of ander groot organisasie toe gaan om hulle te kry om hom te ondersteun nie, wel, sal hy nie in staat wees om te preek nie. If God called you to preach, preach if you stand alone. As God jou geroep het om te preek, preek. As jy alleen staan, preek in elk geval. God met jou gepraat het, staan daar buite en preek, dis jou God gegewe regte. Ek sal liewer na 'n man soos daardie luisteraars om al een te hê wat al die DD's en PhD's agter hom gehad het. Dis wat die kerk vandag geruïneer het. Dit het agter klas en sektes en verenigings aangegaan. Them things are all right, but it don't belong in the house. Daardie goed is alles reg, maar dit hoort nie in 'n huis van God nie. God wil God gestuurde manne gesalf uit die hemel wat die heerlikheid van God gehoor het en gevul is met sy gees, wat op die oortuigings van sy hart staan. Look at Elijah. Look at Elisha that followed Kyk na him. Elia, kyk na Elisa wat hom gevolg het. Kyk na Johannes die doper in sy dag. Kyk na Paulus. Toe almal hom verlaat het hy steeds gestaan omdat hy God ontmoet het. Hy het eendige stem met hom hoor praat. Look at John Wesley, Martin Luther, Kyk na Calvin. John Wesley, Martin Luther, Calvin. Manne wat ooit enigiets vir God gedoen het, was manne wat God gehoor en op hulle oortuigings gestaan, geluister en gewag het. Maak nie enige verskil wat die res sê nie, hulle wag tot hulle God hoor. Die groot erlewings aan die gang en lyk soos hierdie rukwinde en magtige kragte en al hierdie wat aangaan, hulle wag. God's eagles always does. God se aarde doen dit altyd, totdat hulle daardie stem kan hoor wat met hulle praat. You know, great things don't make much noise. Did you Julle weet, groot goed maak nie veel geraas nie. Het julle al ooit daarin gedink? Wel, julle weet, die son kan 10 miljoene vate water trek met minder geraas as wat ons 'n glasbol uit 'n pomp kan pomp. Great things usually move silently. Did you ever hear the planets turning around one Groot goed another? beweeg gewoonlik stil. No, Het julle al ooit die planete om mekaar hoor draai? Nee, maar hoe groot is dit? Het julle al ooit die dag hoor breek? And yet it's scattered En all tog over verstrooi dit al die duisternis. En dis so stil. Dit maak ons nie eens wakker nie, But it's maar scattered dit all the verstrooi night. al die nag. What the Pentecostal church needs Wat die today Pinksterkerk vandag nodig het, is a daybreak. is 'n dagbreek. A breaking of day that when they'll stand still until God comes into their hearts. 'n Dagbreek dat wanneer hulle sal stil staan tot God in hulle harte inkom, die nag verstrooi. Ons dink as die nag verstrooi word, 'n bietjie duisternis iewers, moet ons die stad op horings neem. Ons hoef nie die stad op horings te neem nie, staan stil, het hy gesê, en weet dat ek God is. Vir Moses sê hom beveel, staan stil, kyk en sien wat ek sal doen. Wat ons nodig het, broers, ons het voor die wa uitgehardloop, voor perd, voor die wa. Soos 'n boodskapper een keer gehardloop het. Hy het iets gehoor, hy het begin hardloop, maar toe hy daar gekom het hy niks te sê gehad toe hy daar gekom het nie. Ek dink dis baie van die probleem vandag. Ons het baie aangaande gehoor, toe het ons begin en gehardloop, nou weet ons nie waaroor ons hardloop nie. Laat ons wag tot ons van God hoor, totdat God met die hart praat en ons 'n boodskap het. Something that still small. Iets wat daardie stil klein semmetjie elke vesel van ons verander het. If the churches and the laymen and the ministers and the priests tonight would wait up. Al die kerk en die leke en die predikers en die priesters vanaand sou wag op God in hulle grot iewers, totdat dit gebeur, sou alle denominasionele grense afgebreek word en mense sou broers wees. Ja, We're nervous and upset. There's still ons is senuweeagtig en ontsteld. Hulle is steeds God se mense, net soos Elia God se mense was, maar hy het 'n groot ondervinding nodig gehad. Did you ever notice? Het julle al ooit opgelet, dit is nie die klein kabbeling wat die sterre weerkaats, 'n klomp geraas maak nie. Dis die klein stil poeltjie wat die sterre weerkaats. Many times. En baie keer het ons te veel staat gemaak op die kabbeling. I believe the ripples got water on them.
Ek glo die kabbeling het water daarin, maar weet julle wat dit laat kabbel? Want dit is vlak. Dis waar. Ek nou een keer ek en my pa het uitgegaan in die veld om 'n bietjie kos uit die veld te gaan haal in 'n wa. Ek weet nie hoeveel van julle seuns hier groot geword het op 'n plaas nie. Maar ons het daar 'n spider wa van 'n ding gehad en ons het daar uitgegaan en elke klein hobbeltjie wat ons getref het, was dit stamp stamp kraak boem doef doef op en af spring. En dit het die verskriklikste geraas gemaak wat ek nog ooit gehoor het. Maar ons het dit net so vol goeie goed van die plaas af gelei as wat ons kon en reguit teruggekom oor daar dieselfde hobbels en nooit 'n bietjie geraas gemaak nie. Dit was gelaai. What we need tonight is a loading filled with God's divine love. Wat ons vandag nodig het is 'n vol laai gevul met God se goddelike liefde en krag. Wag totdat daardie stil klein stemmetjie ons ontmoet. En hierdie konvensie laat ons wag tot ons sy stem hoor. That's a challenge to us. Wait till we know what we're doing. Wait till his voice. Dit 'n uitdaging vir ons. Wag tot ons weet wat ons doen. Wag tot sy stem spreek en dan weet ons watter kant toe om te gaan. Dit behoort te. Dit veroordeel my. Iemand sê, "Wel nou kyk broer Branham, jy sien as die skare op loop gaan, wel, dink jy nie ons behoort saam met hulle te gaan nie? You wait on God. Wag jy op God. Moet ek by hierdie kerk gaan aansluit? You wait on God. Wag jy op God. Dink jy as hulle groot erlewing hier oorkant het? You wait on God. Wag jy op God sien wat God ook al spreek, laat wag tot God spreek. Dan kan jy praat, jy het 'n boodskap. O, jy kan in die water ingaan en rondspring en 'n klomp geraas maak, maar wag op God. What is out here? Wat hoor jy? Wat hoor julle al hierdie dinge wat aangegaan het? Wat het julle daarin gehoor? Ons het verwarring gehoor, ons het hoogte en laagtepunte gehoor, ons het verskeie verskillende organisasies georganiseer. Ons het groot dinge soos daardie gedoen, maar waar is God in die hele ding? We need man that's anointed. Man who knows. Ons het manne nodig wat gesalf is, manne wat weet waar hulle staan, manne wat God van aangesig tot aangesig ontmoet het en met hom gepraat het. Ye are my witnesses after the Holy Spirit's come upon you. Julle is my getuies nadat die Heilige Gees op julle gekom het. Die dinge wat ek doen, sal julle ook doen nadat die Heilige Gees op julle gekom het. Julle sal my getuies wees. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Ons wil wag. Jesus het vir hulle gesê nadat hulle saam met hom was, o, hulle het gedink hulle was uit en verheug en teruggekom. Die duiwels was onderdanig aan hom. Hy het gesê, julle is nog nie gereed nie, gaan op na Jerusalem en wag tot julle gevul is. You'll make too much noise and have all steam and Julle sal te veel geraas maak en alles stoom hê en niks. Dit sal uitgaan by die vletjie. En julle sal nie enige stoom hê om die wiele te laat rol nie. we can testify and jump up and Ons kan getuig en op en af spring en sing en alles soos daardie, maar totdat God ons in so 'n toestand maak dat ons mekaar as broers kan erken, until all malice, envy, strife and everything's tot gone out alle of us. haat afgestoos en alles uit ons uit is. Ons sal spring, skree, God prys, organisering en tale praat en siekes genees en wonderwerke verrig en al die res nooit niks beteken. Come back and wait in the cave. Kom terug en wag in die grot Still small voice. tot ons die stil klein stemmetjie hoor wat ons roep na God se diens. Oh, how we need it. O, hoe ons dit nodig het, hoe die wêreld dit nodig het. Ons het dit nodig, God sal voorsien. Julle sê wel, broer Branham, as hulle almal oorgaan, wat van my as hulle almal agter hierdie beweging aangaan, hulle almal agter daardie beweging aangaan? You take off after crying. Gaan jy agter Christus aan? Wag jy net 'n bietjie. You know we got birds. And Julle some weet of them ons are het voëls en migratory party van hulle is trekvoëls. Party van hulle sodra die eerste koel windjie kom, gaan hulle na die suide toe net so vinnig as wat hulle kan. Maar daar is sommige van hulle wat hier bly. Wel, die een voël sal vir die ander en sê, jy beter kom, gaan. Die wurms is beter daaronder. Maar op een of ander manier, daar die een wat hier bly, God feeds him right through the winter as same as he feeds that one down there. moet God hom reg deur die winter, net soos hy daar die een daaronder voed. God maak altyd 'n weg vir jou, dis reg. En dis bewys dat die voël wat tuis bly, 'n baie gesonder en geharder voël is as die een wat na die suide toe gaan. We don't have to worry. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Jy vergeet dat daar 'n God is. Ons is ontstel dink, o wel, as ek nie dit kan doen en as ek so kan maak nie en ek nie hier by kan aansluit nie, bly stil en wag vir God om met jou te praat. Dis die ding. Say for instance, what if a Sê byvoorbeeld, wat is 'n konyn? Wat as hy van die noordelike woude na Florida moes spring om te lewe? Wel, hy sou dit nooit maak met sy klein sprongetjies soos daardie nie.
Wel, wat as iemand sou sê, nou wag, ons sal wetenskaplik raak hieroor, jong. As jy hier bly, gaan daar 30 voet sneeu wees, jy sal reg onder daardie sneeu snit en versmoor. Julle weet, die konyn bly net waar hy is en God maak vir hom 'n paar sneeuskoene in Oktober en hy hop net oral rond, bo op die sneeu. God voed hom bo op die sneeu. Because something tells him, stay there and wait. En iets sê vir hom, bly daar en wag. Hy het nog geen skoene nie, maar God sal die skoene voorsien. Hy sal net wag. Die sneeuskoenkonyn dans rond reg bo op die grond, vreet 'n paar mooi sagte knoppe van die bome af en bly tuis, sekerlik. Wat van die takbok sou moes afhardloop deur Chicago en op die buitenste reiland hier gaan en afgaan na Florida, so vinnig as wat hy kan wel. Hy sou in gevaar wees, God het dit geweet. So hy maak hom net tevrede soos hy is en gee hom 2 klein skerp hoewe. En hy grawe reg af deur daardie 30 voet sneeu en vreet al die mos van die grond af en word so pet soos hy kan. Wees deur die winter sien, God sorg vir hom. Wat van die arme beer, lom soos hy is, wat is God? Wat is iemand sou sê? Wat is God vir jou sneeuskoene laat uitgroei het seën? Wat sou jy daarmee doen? Wel, jy is so swaar, jy sal in elk geval afsak. Hy is nie bekommerd nie, daar's iets wat vir hom sê om net te wag en wanneer die wintertyd kom sal God vir die situasie sorg. Hy hoef nie op te spring en heel verboureerd te raak en te sê, "Och, wist die voels gaan almal suidwaarts, ek beter probeer nie." Wel, hy sou homself doodmaak of iemand sou hom doodmaak op die pad. Wat die kerke probeer naboots bespot, by iets aansluit agter hierdie, daardie of in die ander aanhardloop. Wag op die Here, hy sal vir jou voorsien. Wat hoor jy? Kan jy die stem hoor? Daardie beer hoor die stem van God. Hy kry geen sneeuskoene nie, maar wat doen hy? Gaan net uit en gaan lê daar en slaap dit af die hele winter. Laat die res van hulle rondhardloop as hulle wil. Hy vat net 'n lekker winterslaapie. Kom, God maak vir hom 'n weg. Hy luister. Die natuur praat. Daardie ma-beer word in Oktober dragtig. Sy gaan lê. Sy word nie weer wakker voor die middel van Mei nie. Daardie kleintjies word in Februarie gebore. Wat as die ma-beer so sê, nou wag 'n bietjie. My kleintjies gaan gebore word, dit sal 3 maande wees voor ek hulle ooit sien. Die kleintjies word gebore net soos 'n rokkie, klein goedjies naken soos 'n klein jong rokkie. Wel, hoe sal hierdie oudjie ooit 'n plek kry en hoe sal hulle versorg word? Sy bekommer haar nie daaroor nie, sy weet dat iets met haar praat dat God daarvoor sal sorg. Wanneer daardie klein rotoutjies gebore word in Februarie en al haar koue weer onder die sneeuwwal, laat iets die oudjie op sy voete staan om sy moeder loop reg tot by die eier en begin drink en lê net daar en drink vir 3 maande. En wanneer mamma wakker word, sê sy, "Goeiemôre kinders, neem 'n klein wandelingkie en gaan aan." Sy is nie verboureerd om na die syde toe te gaan nie. Sy is nie verboureerd nie. Sy moet die dokter daar hê om vir al hierdie kinders te sorg en dinge wanneer hulle gebore word nie. Sy slaap dit net af. Amen. Die kerk net beer verstand kon kry om op God te wag. Generaal Byrd, toe hy sy ekspedisie na die Suidpool onderneem het hy gedink dat sy mense, die vriende wat saam met hom was, 'n bietjie vars melk mag nodig kry. So hy sou 'n troppie beeste saam met hom neem, goeie melkkoeë sodat hulle 'n bietjie melk kon hê onder in die ysige sones, Antarktika. So hy het gesê, "Wel, ons sal 'n paar koeë saamneem." En hulle het toevallig gedink, as ons hierdie koeë verander van hierbo in die gematigde sone na onder in die ysige sone, sal daardie koeë longontsteking kry en vrek. Ons sal hulle daar injaag. So hulle het gegaan en vir hulle groot klomp jasse gemaak, yslike groot pelsjasse, en oor hierdie koeë gegooi. Maar weet julle wat? Toe hulle daar gekom het hulle uitgevind, hulle dit nie nodig nie. God het vir hulle lang hare laat groei, so hulle het nie die mensgemaakte klere nodig gehad nie. Dis wat die kerk vandag is. Ek gee nie om of jy uitgegooi word oorkant op die straat met 'n blikpan in jou hand nie. As jy 'n tamboerien in jou hand het, as jy 'n sendingwerker is, nie 'n Billy Graham of Oral Roberts wil wees nie. Wag op die Here, hy sal alles voorsien wat jy nodig het. Wag tot jy daardie klein stemmetjie hoor. Dis wat ons nodig het. Wag. Wat hoor jy? Wat kan jy hoor? Wat het jy deur die jare gehoor? Ons het wonderwerke gehad. Ons het dinge gehad wat God mense laat wag het. Hy het wonderwerke gedoen. Dit het nooit die land verander nie. Hulle steeds sonde maak groter en mok as wat dit ooit het. En het reg in die haarlokke van die kerk inbeweeg en het dit opgebreek.
Wat het ons wonderwerke gedoen? Wat het ons genesingsveldtogte gedoen? Ek glo in goddelike genesing sekerlik, maar jy kan nooit 'n hoofsaak van 'n bysaak maak nie. Goddelike genesing is 'n bysaak. Ons kan nooit van daardie goed 'n hoofsaak maak nie. Die kerk behoort volwasse te wees en ons het rukkunde gehad en ons allerlei soorte sensasies gehad. Waar is die kerk? Waar is ons vandag? Nog meer denominasies wat elke dag groei en koloniseer en alles en steeds dieselfde manne. Wat ons nodig het is om te wag totdat ons die stem van God as individue hoor. Laat elke man en vrou in hierdie konvensie maak nie saak of Jim Jones en die res van hulle saam met jou is. As hulle dit nie doen nie, doen jy dit in elk geval. You pull yourself back in a cave and wait there until God speaks. Gaan jy agter in 'n grot en wag daar totdat God met jou praat. Moenie beweeg nie, hy sal dit doen. A message that the Lord willing. 'n Boodskap wat die Here wil ek. Hy het my gegee by my tabernakel 'n paar aande gelede en toe ek teruggekom het van Kalifornië af. En ek het daaroor gepraat oor wat die nuwe geboorte was. En ek het gepreek tot 'n punt totdat ek self veroordeel gevoel het. Die volgende dag het ek vertrek na my grot. Daar's 'n dame wat met een van my medewerkers hier gepraat het, meneer Messeer, buite in die kamp. Ek was uit saam met haar man om vis te vang. Broer Bosworth het vir my 'n grappie vertel en ek het dit vir haar man vertel. Dit was 'n eenvoudige dingetjie, maar dit het net eenvoudig soos ek het gesê, 'n seentjie het gestaan in die wieg gekyk waar sy klein bababoetie was, wat net 'n paar dae tevore gebore is. En sy voete het opgesteek en sy tandvliesies wat gehang het soos daardie en hy het geskree asof hy net 'n bohaai opgeskop het. En die moedertjie het gekyk na die kereltjie wat staan. Jy het gesê, mamma, jy het gesê hierdie baba kom uit die hemel. Gesê, ja seun. Gesê, wel geen wonder, hulle het hom uitgeskop nie. Ja, dit was vir my net 'n grappie. Maar ek het dit vir die man vertel en hy gaan vertel dit vir sy vrou. En sy vrou het gesê, bedoel jy dat broer Branham 'n grap sal vertel? Well, you see, it was wrong for me to do it. Wel, julle sien, dit was verkeerd vir my om dit te doen. Sekerlik dit was. Ons kyk partymal bo oor dinge. Paulus het gesê, as vleis eet 'n struikelblok in my broer se pad sit, sal ek geen vleis meer eet solank die wêreld staan. Wel, die man het probeer regverdig gesê, broer Branham se dienste sê hy raak so senuweeagtig en onder die salwing en sien visioene en dinge dat hy moet ontspan. Sy het gesê, maar jy's nie broer Branham nie en jy het nie daardie soort diens nie. Hulle sien dit plaas 'n struikelblok. Ons moet dop op wat ons doen. God gaan ons oordeel vir die manier wat ons optree en wat ons doen. Ek gee nie om of ons magtige rukmunde het nie, ons genees die siekes en wat nog nie. Jesus het gesê, baie sal my toe kom daardie dag en sê, het ek nie duiwels uitgedryf in die naam nie? Het ek nie baie magtige werke gedoen nie? Ek sal sê, gaan weg van my, julle werk is van ongeregtigheid. Ek het julle nie eens geken nie. Ek wil nie saam met daardie groep staan nie. Daar enigiets in my hart is wat ek wil wees, is eerlik wanneer ek voor God staan. Dit het my veroordeel, toe ek gepreek het. Ek was onder 'n belastingondersoek vir my kerk en vir my veldtog. Het my dit laat uitsweet. En vir byna 6 maande moes ek my ouma se geboorterekord opgrawe amper vir die regering. En hierdie dranksmokkelaars en onwettige drankstokers en goed kom weg daarmee en dobbelaars en sigaretmense. En hele sigaretrokers, as julle skaam nie, het julle gesien in die Glorides Digest. Ek mag dit oorskat of onder, maar ek dink is 133,000 wat hierdie jaar gaan sterf as gevolg van die rook van sigarette. Dit 90% daarvan is sogenaamde kerkmense. Wat is die probleem? Ons het iewers geval. Ek het Sondag in die laan afgegaan en daar het 'n prediker daar gestaan en bid oor. Onder van my af is daar hulle het 'n klein liga gevorm sê om die seuns te neem, hulle bofbal liga te gee en hulle het 'n prediker gehad wat daar bo gestaan het en die veld geseën het. Toe ek 17 jaar oud was ek 'n baie aktiewe kereltjie. Ek het kortstop gespeel en het vir die Methodiste kerk gespeel in 'n kerkliga. En enige seun wat self Sondag bofbal gespeel het, kon nie saam met die kerk speel nie. En nou hier staan daar dieselfde predikers en seën die plek. Wat het in elk geval gebeur?
Het ons geweldige rukwinde ons erns gebring, het ons donderweer en weerlig en bloed en al die res ons erns gebring, het dit ons enigszins liefdevoller en nederiger gemaak vir God. Ons moet weer terugkom in die teenwoordigheid van God. Presies reg, ons raak so los en rus op sensasies en dinge, laat ons teruggaan na God. Ek is veroordeel terwyl ek op die preekstoel gestaan het. Ek gaan dit net hier bely, want dit is my alreeds vergewe. Ek het my middagete geëet en die telefoon het gelei. Dit was die privaat nommer want ons het antwoord diens en die telefoon het gelei en ek het gewonder, dis miskien iemand wat my geken het. En vrou het ingegaan, sy het haar hand oor die telefoon gesit, gesê, daar die regeringsmanne weer. Oor my kop het gevoel asof dit bo afkom. In elk geval, ek was so senuweeagtig en ontstel. Ek moes hierdie gaan uitgrawe en daardie gaan uitgrawe en dan jaag soos hierdie in die kerk gaan kry. En die jaagkens kry om hierdie te doen en die trustees om hierdie te doen. Ek was so moeg. Weet julle wat het ek gedoen? Ek gesê, sê vir hulle, ek is nie nou hier binne nie en ek het by die huis uitgehardloop en agter die huis omgegaan. Toe ek weer ingekom het my vrou na my gekyk en sy is 'n skat. Sy het gesê, Billy, was dit net presies reg? Ek het gesê, sekerlik dit was. Ek was nie hier binne nie, net toe nie. Julle sien, partymal kan dit maak asof dit die waarheid is wanneer dit steeds 'n leuen is. God wil nie hê ons moet lieg of klein wit leentjies vertel of om die hoek wegkruip nie. Alles moet reg in die openbaring bo verdenking wees. Dit het my veroordeel. Ek het heelmalig daaraan gedink. Ek het begin bid vir iemand. Ek kon nie vir hulle bid nie. Luister net 'n oomblik, as ons harte ons nie veroordeel nie. Maar as daar iets in jou lewe is wat jou veroordeel, beter jy daardie ding regmaak. Ek gee nie om wat in die wêreld, jy kan dit nie regwerk nie, die Heilige Gees kan nie met jou werk nie. Wanneer jy veroordeel het en selfsugtigheid en al hierdie dinge in jou, kan die Heilige Gees jou nooit seën nie. Jy mag 'n paar intellektuele emosies kry, 'n bietjie opgewerktheid. Laat ek net iets vir jou verduidelik. Byvoorbeeld, wanneer 'n vrou trou en sy is bang dat sy nie 'n baba gaan kry nie, sy sal dit nie kry nie, nee, maar laat haar gaan en 'n baba aanneem, dan sal sy een kry. Nou die boeke beweer dat dit 9 uit 10 dit sal doen. Hoekom? Dit plaas haar liggaam in die regte emosie. Nou, julle sien as, vra jou dokter of dit nie reg is nie. Hoekom? Dit plaas haar in die regte gesindheid. Job het gesê, die goed wat ek die ergste gevrees het oor my gekom, sien jy wil nie. Jy wil alles wees waar daar geen veroordeling of niks vir jou is nie. Julle moet lewe soos ware Christene, lewe in die teenwoordigheid van God, daagliks lewe, uurliks, oombliklik. Niks sê, niks doen, nêrens gaan nie. Laat dit soos Christus wees, alles wat jy doen, al jou aksies. God vereis dat ons absoluut wegbly van alle dinge van die wêreld, skeiding. Die wêreld wil mengers hê. Hulle sal afgaan na die strand en swem in 'n kaartpartytjie in die kelder, hou banko in die kerk. Laat ek vir julle sê, God wil skei, sê wat mans en vroue sal skei van sonde. Luister, dit het my veroordeel. Laat ek julle iets weer sê, byvoorbeeld op hierdie tyd, dis net nou 9:15 volgens my tyd. Wat is Joseph hier? Wat ek weet, hy sou nie, maar 'n week van vandag is sou wees, hy was. Wel, hy was nie 'n Christen nie en hy wou 'n vriend van hom verdedig en so het hy probeer sê dat een van die Delphi was op hierdie tyd op Dinsdag aand van die 8ste of 10de of wat dit ook al is, 9de Junie om 9:15 was hy in Philadelphia want hy moet daardie vriend verdedig. Goed, hulle neem sy woord daarvoor. Hy sê ek sweer plegtig. Sien, hy kan dit intellektueel sê, maar ver onder in sy siel weet hy dis verkeerd. So hulle bring hom voor die hof en hulle sê, meneer Bozey, sweer jy plegtig dat jy in Philadelphia was op 'n sekere plek op Dinsdag aand die 9de Junie 1959? Ek sweer plegtig dat ek net hier by my vriend was, net hier op 'n sekere plek. Sê gaan haal die leen verklikker, laat ons dit op sy polse vasmaak. Sê meneer Bozey, sal u hand opsteek en dit sweer? Hy sê, nou ek moet dit laat werk, reglyk. Hy kan 'n groot gesig opsit. Ja meneer, my kosbaarste vriende, ek sweer plegtig hier dat ek op 'n sekere plek hier bo in Philadelphia was op daardie aand.
Daardie leenverklikker sê, hy vertel 'n leuen. Hoekom? Intellektueel probeer hy dit laat reglyk. Hy sê dit reg, maar sy hart sê nee. Dis sy siel, dis waar God woon. Die mens is nie gemaak om 'n leuen te vertel nie, die mens is gemaak om die waarheid te vertel. En as jy teruggaan en veroordeel en selfsugtigheid hou, en hoe verwag jy dat God ooit gebed sal antwoord? Jy kan in tale praat en oor die sitplekke spring en skree en tamboerine slaan en praat van jou buurman daar buite. Jy moenie verwag dat God ooit gebed vir jou sal beantwoord nie. O ja, dis reg. So toe ek begin bid het vir 'n siek baba, het ek my hande daarop gaan lê en die Heilige Gees het gesê, wat van, jy was nie in die huis nie. Ek julle sien as daar 'n vibrasie is, as daar iets in oplegging van hande, as jy nie reg is met God nie en daar is een of ander veroordeling daar, jy weet net in jou eie hart, God gaan jou nie antwoord nie. Nou dis die waarheid, my broer. Ek is maar so veroordeel, ek wou nie meer daarvan hê nie, ek het net die deur toegemaak en opgegaan na my grot. Almal van julle weet ek het 'n grot en ek het daar in daardie grot gebly. Ek het gebid, ek het gehuil, ek het gesê, God, daar kom siek mense, ek's jammer, ek het dit gesê. Nie net het ek gelieg nie, maar ek het vir my vrou laat lieg. Sy het gesê dat ek nie daar binne was nie. Sy sou dit vir niks gesê het as ek haar nie gesê het om dit te doen nie. En ek was heeltemal verboureerd. Ons het nie nodig om verboureerd te wees oor enigiets nie. God met ons is, wie kan teen ons wees? Julle het nie enigiets om in die duisternis te hou nie, enigiets om bedenklik te wees nie. Staan uit en wees eerlik. As jy weet dat jy wedergebore behoort te word en gevul met die Heilige Gees en ondervinding is, soos hulle gehad op die dag van Pinkster, en jy laat een of ander kerkbelydenis jou verberg agter iets wat jy weet die waarheid is, moet jy nie verwag dat God ooit jou gebed sal beantwoord nie. Hy sal dit nie doen nie. Reg. My kerk praat nie in my kerk nie. Ek gee nou nie wat die kerk glo nie, dis wat God gesê het. Jy weet dat jy wedergebore moet word en jy moet soos Christus wees. En as jy nog nie daardie ondervinding gehad het en alle veroordeling van die wêreld en dinge van jou af weg is nie, kan jy terug na die grot of onder die besembos in baie vinnig en in die grot in net so vinnig as wat jy kan gaan en luister om te kyk wat jy kan hoor. Jy sal iets meer as 'n rukpunt hoor. Jy sal iets meer as sensasie hoor of goddelike genesing of bloed en vuur en rook of wat hulle ook al het, al hierdie dinge wat aangaan op 'n groot kerk of hierby aansluit of 'n sekte of iets by aan te sluit of een of ander groot organisasie. Jy sal 'n stem hoor wat met jou praat. Jy sal God hoor afkom na daardie siel en jou alles laat belê en dit gaan regmaak. I want to tell you what happened in closing. I've never said what happened. I don't Wil julle vertel wat gebeur het ter afsluiting? Ek het nog nooit gesê wat gebeur het nie. Ek wil dit nie sê nie. Ek sal dit nie sê nie want Satan kan dit nie kry solank dit in my hart is nie. God woon daar. But if I speak it, he'll hear it. As ek dit sê, sal hy dit hoor en sal hy elke pad versper. Dit was my probleem. Ek het mense so lief gehad dat ek altyd net alles vertel en dit laat uitgaan, maar hierdie keer hou ek dit. Now you don't know nothing about it. Nou, jy weet niks daarvan nie, dit sal gebeur. Eerste ding sal julle dit sien. And I've been back Ek was daar agter in die bid en ek het gesê, God, ek is nie eers waardig om u diensknegt te wees nie. Ek staan daar buite met 'n man vir wie ek lief is en vertel hom 'n grap wat 'n struikelblok in sy pad sal plaas. En tog, ek is teen grappe, daardie klein goedjies. Ek het gedink ek was net besig om te ontspan. Ons het vis gevang en ek het gesê, weet jy wat broer Bosman vir my gesê het? En ek het hom daardie grappe vertel. Sien, dit het reguit teruggedra. Hoekom? God het my net toe gereed gemaak om daardie goed uit my uit te kry. You have to be. Jy moet wees as jy vir siekes gaan bid en jou hande op lê. As 'n leuen verkrikkel sal jou verklik en jou die waarheid laat vertel wat dit sal sê dat jy lieg as jy lieg. What's good does do you put your hands on the sick and ask for Wat help dit om jou hande op die siekes te sit en vir genesing te vra? Julle moet eerlik wees, vriende. Dis reg. I'm ashamed to say it before the church, but Ek is skaam om dit voor die kerk te sê, maar ek het dit gedoen en toe God my vergewe het, ek was daar binne en het 'n rukkie gehuil. Reg in daardie ou grot ingeloop, al my meubels daarin, ek het nooit enigiets daarin gesit nie, ek het net die grot gevind, federale agente sou my nooit daar kry nie, hulle, ek moet in strompies opgaan deur leegtes oor takke, hulle sou dit nooit vind nie. have come down a tree. Jy moet teen 'n boom afkom, teen 'n boom afgaan en onder die wortels deur teruggaan in die grot, so daarin en daar binne is 'n altaar, 'n reëling, 'n kruis gemaak van klip, 'n groot rotsblok. Hoe dit ooit uitgesnee is, weet ek nie. En 2 stukke wat hier buite lê om die kruis te maak, 'n plek vir my om te lê, 'n holte in die rots soos hierdie en net so volmaak as wat dit kan wees. Ek gaan daar agterin om te bid.
En toe na ek my sondes, ek geweet het, my vergewe is, het ek buite toe gegaan en ek het altyd, soos jy by die skeer in die grot inkom, is daar 'n eislike groot rots, amper die helfte so groot. Dit is 2 keer tot 3 keer die grootte daarvan, omtrent so hoog so daardie klavier daar. En ek staan op daardie rots en ek kyk altyd na die ooste, dis groot bergland soos hierdie. En ek het na die ooste toe gekyk en daar gestaan op hierdie rots reg voor my grot en die Here aanbid. O, ek aanbid hom net totdat ek huil. It was 3 o'clock in the afternoon. And I was standing out there and I said, Dit was 3 uur in die middag en ek het daar buite gestaan en ek het gesê, God vergewe my, ek gee nie om dit my lewe kos nie. Ek het gesê, vergewe u haar, ek was die oorsaak dat sy dit gesê het, Here, sy sou dit nie gesê het nie. Maar ek moes dit nie gesê het nie, ek behoort beter te lewe as dit om hier uit te gaan en te bid vir u siek kinders, hande op hulle te lê. you condemn me. U het my veroordeel en ek het geweet, u sou my nie antwoord totdat daardie sonde belê en reggemaak is nie. And I called up the man. En ek het die man geskakel dat reggemaak het en gesê, ek het gelieg, my vrou dit laat doen, vergewe u my daarvoor. My vrou het gesê, dis alles reg, eerwaarde Branham, ek reken jy so ontstel. I said, my head felt like it was coming off. En sê my kop het gevoel asof dit afkom, maar dit mag geen verskil en dit gee my nie rede om te lieg nie. Ek behoort die waarheid te vertel, ongeag hoeveel dit seer maak. Then what? I stood there and I was weeping. And something said like this. Wat toe ek het daar gestaan en ek het gehuil en iets gesê soos hierdie. Ek het gesê, Here, een keer wou Moses geweet het hoe hy lyk. And you took him over to the cleft in the rock and you hid En him. u het hom geneem na skeer in die rots toe en u het hom daar verberg en toe u verbygekom het Moses gesê dat dit gelyk soos die rug van 'n man. The foliage is real heavy. Blare is baie dig, die son het ondergegaan oor die agter my soos hierdie gekyk na die ooste. Ek het my hande opgehaat, net so stil as wat dit kon wees. I happened to notice there Ek het toevallig opgelê daar in die bosse was daar 'n windjie wat begin waai het. Dit het afbeweeg deur die bosse reg by die grot verbygegaan, langs my afgegaan langs die kant. Ek sal dit nooit vergeet so lank as wat ek lewe nie. Oh, God, let me stand still. Hide me in the cleft of the rock. God, laat my stil staan, verberg my in die skeer van die rots, Here. Ek wil daardie stil klein stemmetjie hoor. Toe ek geweet het ek is vergewe, het ek daardie blare sien beweeg en daardie windjie, nie 'n wind wat ergens gewaai het, net 'n klein windjie, soos ek gehoor het toe ek 'n seentjie in die bosse was. Daardie wind het reg afgekom na een kant gegaan. Net baie saggies gewaai, het verbygegaan waar ek was soos hierdie. Ek kon die blare hoor beweeg reg langs die grot verbygegaan, afgegaan. Wat het dit vir my beteken? Dis daardie selfde wind daar oorkant toe ek 7 jaar oud was, water gedra het vir daardie mampoer stookketel. My daar bo in die bos ontmoet daardie dag in daardie bosgebaai gesê jy moet nooit rook drink op jou liggaam enige manier besoedel nie. Daar is 'n werk vir jou om te doen wanneer jy ouer word. Broer, wat hoor jy in al hierdie is jy? Hoor jy 'n klomp geraas om 'n organisasie te maak? Wil jy 'n kerkbaadjie dra of wil jy wag vir daardie stil klein stemmetjie wat sal groei in jou maak wat jy behoort te weet? Jou regte Christen maak, dink daaraan. Wat hoor jy Elia? Wat hoor jy Chicago? Laat ons wag vir die stil klein stemmetjie Still small voice. in hierdie konvensie. Let us bow our heads now just a moment. Buig ons hoofde neer en ek vir 'n oomblik, ek wonder, Christ that's in here tonight. die lede van die liggaam van Christus wat hier binne is vanaand, Stop a minute and think. stop nou 'n oomblik en dink. Julle kerklidmate, julle mense wat lidmate van die liggaam van Christus is, ongeag na watter kerk toe julle gaan. Dit het niks daarmee te doen nie, want daar's korrupsie in almal van hulle, Just like there is. net soos daar in die stad is. But how many would like to say, God, for me, doing the Maar hoeveel sou graag wil sê, God, vir my gedurende die tyd van hierdie konvensie, wil ek my siel agter in die skeer van die rots intrek. I'm going to wait there till I hear a still small Ek gaan daar wag tot ek 'n stil, klein stemmetjie hoor wat my sal salf en my 'n ware getuie vir U sal maak, wat my sulke liefde sal gee, so 'n geboorte. Now with every head bowed and En met elke hoof gebuig en alle oë gesluit, hierdie is leekedom en leekerk lidmate, sal jy jou hand opsteek, sê God, onthou my, sit my in die skeer, praat met my in 'n stil klein stemmetjie. I've heard the rushing wind. Ek het die rukwinde gehoor, ek het die donderslae gehoor, die weerlig die, maar ek wil 'n stil klein stemmetjie hoor wat my sal salf en my 'n ander persoon na my pos toe sal stuur. God bless you. There's 90% of this audience with their hands up. Let us pray. Wat sien julle? Daar's 90% van hierdie gehoor met hul hande op. Kom ons bid. Oh Lord, here they are. O Here, hier is hulle. Lord, I didn't mean to say it like Vergewe my Here, ek het nie bedoel om dit so te sê nie. Hier is ons, Here. just this
true as I'm standing here, God. I believe that you're calling your church. Net so waar as ek hier staan, God, glo ek dat u kerk nou in 'n grot inroep om met hulle te praat. And Lord, it doesn't always Here, dit hoef nie heeltemal 'n gemaakte grot te wees, soos waarin die profeet geskuil het nie. But it can be a little cave in our memories. It can be a Maar dit kan 'n cave klein in our grotjie in soul. ons herinnering wees, dit kan 'n grot in ons siele wees, waarin ons kan inbeweeg. Stop and take inventory. Look around. Stop en inventaris neem, rondkyk en dan luister, om te sien wat ons kan hoor. And we've heard the wind, and we're grateful. Ons het die wind gehoor, en ons is dankbaar daarvoor. Ons het die rukbinde gehoor, en ons het die bulderende herlewings gehoor, en ons het die wonderwerke van Berg Karmel gesien. Ons het die nederlaag gesien. And Lord, we are tired tonight. En Here, ons is moeg vanaand. Ons is senuweeagtig. Ons het U nodig. We're laying here under the juniper tree. Ons lê hier onder die besembos. Voed ons met U waarheid, Here. U woord is die waarheid. Then take us from here this moment, Lord, to the cave. And let us hide Neem ons there. dan van hier af hierdie oomblik, Here, na die grot toe en laat ons daar weggryp in die skeur van die rots, Small voice. totdat ons daar die stil klein stemmetjie hoor. And may this convention not altogether break in a great shout in a jubilee. En mag hierdie konvensie nie heeltemal uitbreek in 'n groot uitroep en 'n jubelfees nie, Into a maar mag dit opbreek in 'n ondervinding, into a sobbing in 'n geween, in 'n belydenis en 'n herlewingsgees in mense se harte, wat hulle laat herleef. That brings them back to God again, unto that sweet, Wat hulle weer terugbring na God toe en na daardie liefdevolle nederige ondervinding, soos die aand wat ons gered is, Here. We confess our sins. We're honest. We confess. Ons bely ons sondes, ons is eerlik, ons bely dit voor God en voor mense, Here. Want ek dink aan wat ek daar vir my vrou gesê het. Sê vir hulle, ek's nie by die huis nie, ek's net nou buite. I'm not here just at this time. Ek's nie net op hierdie tyd hier nie. Condemn me. Here, dit het my veroordeel, maar U het my daarvoor vergewe, en ek weet nou van beter. Oh, sweeten our lives, Lord. Pour in the oil. Ook versoet ons lewens, Here, gooi die olie en die balsem van Gilead in, en die salwing, Here. Lord, and anoint our souls with thy goodness and thy mercy. That we can hear. Dit salf ons siele met die goedheid en die genade, dat ons God weer met ons kan hoor praat. Skenk dit, Here. To everyone that's here, and to others around the nation. En elkeen wat hier is en in ander deur die nasie, ons het gesien, Here, dat die donder weer en die wind en die aardbewings, en dit het nie die resultate gebring nie, Here. They're still wanting to make more denominations and break up and colonize and Hulle wil steeds meer denominasies maak en opbreek en koloniseer en mense van mekaar skei. God, laat ons stil staan totdat ons die stem van God hoor wat ons siele een met die ander laat saamsmel. grant it, Lord. Hear us and forgive us. Ek dink dat Here luister na ons en vergewe ons en gee ons daardie gees waardeur ons kan lewe dag vir dag. Heal the sickness in our midst, Lord. Genees die siekte in ons midde, Here, diegene wat hier is wat nie goed voel nie, Vader. Ons bid dat hulle nie eers sal hoef te wag tot die genesingsdiens op Vrydag aand. But may they right Maar now mag hulle net nou in daardie minsaamheid en agter in die skeur daar die stem van God hoor spreek. Ek is die Here wat al jou krankhede genees. And it will not be then running through prayer lines and En dit sal nie deur gebedsrye loop en verskillende plekke en evangeliste wat hande op hulle lê nie, maar dit sal 'n ondervinding wees wat hulle altyd hulle sal weet dat iets gebeur het. Skenk dit, Vader. But above all things, forgive us of our trespasses. Bo alles vergewe ons oortredinge, ons wil onberispelik staan op daardie dag. For we ask this in Jesus' name and for His sake. Amen. Ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen.
Could you play that hymn? Kan jy daar 'n lied vir my speel, te wees soos Jesus? Wil jy te wees soos Jesus op aarde? Verlang ek om soos hy te wees. Ken julle dit? Is that what you want to be like? Sure you do. How many knows the song? Let's, all right, Is dit hoe julle wil wees? Julle wil beslis. Hoeveel ken julle? Laat ons goed. Laat ons dit nou sing in 'n aanbidding. Te wees soos Jesus. Dis my begeerte, ek wil sy gees hê. That's something you can't clean your. Dis iets wat jy kan nie jou kolle skoonmaak nie, net so min as wat 'n luiperd sy kolle kon skoonmaak, kan jy dit nie doen nie. Laat ons hom net aanbid en vir hom sê om alle bewustheid van sonde weg te neem, alle ongeloof, en bevestig daardie iets in ons, dat ons weet waar ons staan, daar geen sonde in ons pad is nie. God antwoord gebed en ons weet, dis die waarheid. Maar as ons harte ons veroordeel, dan sal God ons nie hoor nie. As daar enige veroordeling is, neem dit weg, God. Laat ons nou sing, as julle my kan help, gee ons 'n noot, sis, jy ken dit nie. Goed, ek sal vir julle eens sê wat ons dan kan sing, 'n goeie ou lied van een of ander soort. Ek voel net dat die Gees wil hê ons moet hom in sang op hierdie tyd aanbid. Voel julle so, sou net graag iets moet sing vir die Here Jesus, iets om hom te maak. Julle weet die sang, julle weet, die profeet het gesê, hy was baie ontstel, Elisa was, en het gesê, as dit nie was dat ek die teenwoordigheid van Josef had gerespekteer het nie, sou ek nie eers na jou gekyk het nie. Maar nogtans bring vir my 'n siterspeler, en hy het begin sing en die instrumente bespeel, en toe het die Gees van God op die profeet gekom. Julle nou die storie nie waar nie? Oh, how wonderful it is to be like him. How many know? Hoe wonderlik is dit om soos hy te wees. Hoeveel ken die ou lied plek, daar is plek by die fontein vir my. Hoeveel ken daar een? Ken jy dit, suster? Dis een. Hoe nou? Ken jy dit? Now you can have all the little songs that you want to. Nou julle kan al die liedjies skry wat julle wil, die klein jubelfeeste, hulle is goed, maar vir my, neem my terug na hierdie. Ek glo toe hy die pen opgetel het, dit skryf het oor. Hoeveel ken die ou lied van Nader my God aan u? Dis 'n oue, ek hou ook daarvan. Gee ons 'n noot daarvan, suster. Nader my God aan u. Sê dis 'n begrafnis. We need one. Ons het een nodig. Right. Dis reg. Ek wil hê al die sondes wat in my is, wat lewendig is, moet dood wees. Don't you? En julle, totdat jy by daardie plek kan kom, opgebreek, sal jy nooit goed gevorm word nie. O, wonderlik is daardie lied. Laat ons nou net ons oë sluit en ons hande opsteek en dit sing. Father God, mold our hearts different, Lord. Vader God, If there be vorm ons harte anders, Here. As daar sonde onder ons is, Here, neem dit uit ons midde uit. we don't care what level we have to come on, Lord. If we have to be called anything, despised and rejected, just Ken nie om op watter vlak ons moet kom nie, Here, as ons enigiets genoem moet word, verag en verwerp moet word. Laat ons net naby U wees, Here. Oh,
forgive us, Lord. One of these Ons het U lief, Vader. God vergewe ons, Here, een van hierdie dae, Here, as U vertoef, sal ons hier in die paadjies afkom, verskillendes, kus wat kraak. Oh, forgive us now, Lord, of our shortcomings. O vergewe ons nou, Here, van ons tekortkoming. Ons aanbid U. Ons is net soos kinders, Here, aanbid in die Gees. Laat daardie windjie, daardie wind waarin God was, voor die grot daardie dag, waarvan ek pas gepraat het. Let it pass through every heart here, Lord. May Laat dit deur elke hart hier binne gaan, Here, mag 'n stil klein stemmetjie spreek. speak our sins forgiven as we wait, Lord, upon Thee. In Jesus' name we pray. Amen. Ons sondes vergewe, spreek terwyl ons wag hier op U. In Jesus naam bid ons. Amen. I don't know your opinion. Each fella Ek has ken nie jou opinie nie. Elke kerel het sy opinie, maar vir my come. is dit wanneer Christus kom. That's Daardie liefdevolle, nederige gevoel. to me, My is dit die stil klein stemmetjie wat baie harder praat as die geweldige rukwind. honestly, Eerlik in jou hart, glo jy dis waar? Sekerlik, dit is. Nou iemand wat naby jou sit, vat nou net hulle hand, laat ons dit weer sing. Skud net hande met iemand naby jou terwyl ons daardie nader met God aan U sing. Skud net hande met iemand. Ek weet daar's al die verskillende kerke hier wat nou hier sit. Kom ons sing dit net weer. God grant that you'll never be out of that attitude. God skenk dat julle nooit uit daardie gesindheid sal wees waarin julle nou is nie. Bly liefdevol voor God, wag vir sy stem, klein sagte stemmetjie wat spreek. Dit sal al jou skuld en skaamte verdryf, die bloed van Jesus. God seën julle nou. Is there anything more you want to say, Brother Joseph? Okay. God bless you now. Is daar enigiets meer wat jy wil sê, broer Joseph? Goed. God seën julle nou. Sien julle môre.